Baie welkom by Melk in jou teetyd. En dames, hier is nou die geleentheid. As jy gewonder het wat nou om vir jou man te koop vir 'n volgende Vadersdag, Mannedag. O ja, my kinders sê daar's nie 'n dag vir die man, so toe sê ek man, daar's braaidag. So hulle kyk of hulle dan nou hierdie persentjie koop of dan nou vir jou man 'n verjaarsdag geskenk koop en dan koop jy vir hom 'n naweek by die Vol Musketeers. En om bietjie meer vir ons daarvan te vertel, het ons 'n oulike jong man hier in die ateljee. Ek weet nou nie hoe jonk is hy nie, maar hy moes dalk bietjie ouer gewees, maar hy het vergeet van 'n ander afspraak. So ons is baie dankbaar hy's met ons. Maar met wie kuier by ons vandag? Ja, vandag kuier Jannie van die kerk by ons, van 4M, soos Janine gesê het, 4 musketeers, dit staan vir die 4 musketeers, en ja, ons is baie opgewonde, laas het ons met sy vrou, né, Sandra, van die kerk gesels, wat vir ons meer vertel het oor 'n Arise, die staproete vir die vrouens, maar daar is soos een vir die mans ook. So vandag gaan Jannie met ons praat oor die man se staproete. Baie welkom by ons, Jannie. Baie dankie julle. Sandra het verlede keer genoem dat jy het eintlik betrokke geraak daarbey deur eers in Nederland te gaan stap. Nou wat is fout met 'n mens dat jy so ver wil gaan om iets te gaan stap? Jy kan ons net nie om die draai gaan. Maar hoekom het jy dit, wat het gebeur dat jy besluit het, jy wil dit gaan doen? Ek het van 'n vroeë ouderdom my lewe af 'n groot hart vir avontuur gehad. Ek het by 'n avontuurmaatskappy gewerk om my swattings te betaal. Wow, okay. En daar was altyd hierdie stukkie passie in my hart vir avontuur en om mense, en veral mans, deur avontuur en nie die buitelug ook te kan bedien. Dis nou my teologiese studies. En oral het ek 'n platform gesoek om dit moontlik te maak, want my ma het altyd gesê, Jannie, jy kan nie albei doen nie. Jy kan nie met die een voet in kamp en die ander, jy weet, in die natuur wees en die ander een, weet, op die preekstoel staan. Ja. Maar dit was 'n passie wat altyd in my hart gebrand het. En deur die jare het die passie vir mannebediening baie groter gegroei. En uiteindelik het ek gehoor van 4M, The Fourth Musketeer, en die naam kom eintlik, ek sal nou 'n bietjie meer oor die naam gesels, maar oor van die program gehoor. En hulle bied hom toe eintlik in België aan, die Nederlanders het hom in België aangebied. Okay. En min wetende van die program, want jy kry nêrens die details van presies hoe 'n naweek lyk, hoe laat staan ek op, hoe ver stap ek, wanneer slaap ek en so voorts nie. Dis jy vir jou ook so. Ja, dis wat almal wil weet. Maar iets in my hart het gebrand om te gaan en ek het gaan kyk na die naweek. Ons het in die Ardennen woude gaan stap en kan dink dis ongelooflik naweek. In die begin baie frustreerd binne my gewees en skielik toe die program vir my bymekaar kom, is asof dit net vir my sin gemaak het en ek het in 'n waterstroompie gestap. Hulle noem dit the Jabok fight, waar jy bietjie baklei met hierdie interne spanninge. Op daai oomblik het die Here met my kom praat en gesê wat gebeur het is ek het 'n trop ganse sien vlieg wat van die daai stadium van die noordelike halfrond na die suidelike halfrond toe vlieg. En terwyl hulle 'n V-formasie vlieg, sê die Here vir my, ek gaan 'n seisoenverandering in jou lewe bring. En ek wil hê jy moet hierdie mannebediening Suid-Afrika toe vat, soos hierdie ganse nou suid vlieg. Dis nou vir jou woord daai. Dit was nog. En in daai tyd ek sê, Here, maar ek voel so alleen. En hy sê ek sal 'n klomp manne agter jou sit wat die hele tyd sal kwek en jou sal aanjaag en jou sal help en ondersteun om dit te doen. En dit was 2015 gewees. En in 2016 het ons eerste naweek in Suid-Afrika gehad en sedertdien het ons seker al hier by 4.500 mans deur die program gevat. Ja, maar dit is vir my ongelooflik, want dit is altyd vir my so, ons het nou, soos ons nou met Sandra gesels het ook, toe dink ek, dit is fantasties dat hulle dit vir vrouens ook doen, maar daar's so baie vir vrouens en daar's eintlik so min vir die mans, en ons mans het so groot behoefte om, ek vat nou my man, jy weet, hy het vriende en jy weet, jy het jou golfballe, jy het jou werkballe, jy het vriende oralster, maar daar's nie regtig mans wat dieselfde hart het. Ek weet nie, dis asof hy sukkel om vriende te kry wat glo soos hy, wat voel soos hy, wat doen soos hy. En ek dink dit is 'n platform wat fantasties is, want ek dink as 'n mens deur so 'n naweek is, kan ek amper sê 'n mens friends for life. Jy is nogal, want jy ervaar 'n klomp goed saam met mekaar. Die uitdaging buite, of nie buite nie, maar in ons samelewing is, mans kyk na mekaar en hulle klassifiseer mekaar. Ja. Jy's nie in my finansiële inkomste groep nie, so ek kan nie met jou vriende wees nie. Jy hou nie van die sport waarvan ek hou nie, jy skree nie vir die span waarvoor ek skree nie, ensovoorts. En daar klassifiseer hulle mekaar, waar op ons naweke is almal gelyk. Want jy gaan haik, jy dieselfde rugsakkie op jou rug, ons stap saam.
En ek het gesien hoe bande gesmee is daar met ouer, jonger, maak nie saak nie, baie meer finansiëel sterk, minder finansiëel sterk, en hoe mans net by mekaar kom en regtig binne, jy weet, verby al hierdie fronte kyk en regtig mekaar se lewens raak sien en die potensiaal in mekaar se lewens sien en hoe hulle mekaar dan bystaan. Ek wil net hierdie, ekskuus, Ja, nee, alles reg. ek wil hierdie vir jou lees. Hier staan, the Musketeers is the personal elite troops of the king. All for one and one for all. They gave themselves completely for their lord. They knew they could trust each other blindly, both in war and in peacetime. En wat vir my uitgestaan het, julle sit praat van unity, adventure, heroism, servitude and power. Maar my vraag is, dit klink vir my baie bravehearty stuff, jy weet. Gaan die oukies gaan hulle met hulle oorlogs gewaad daar aankom of is hierdie maar net dit wat julle vir hulle wil sê, maar julle is eintlik okay manne. Jy is eintlik okay. Jy het al daai aspekte binne in jou en die Here het binne in jou gesit. En jy het nie nodig om soos in die ou tyd te swaar te gaan uittrek en te gaan veg en bloed oor jou gesig te hê om dit te kan wees nie. Daar's 'n hele nuwe dimensie daar volgens. En om die ouens te help om binne in dit in te tap in 'n lewensin. Ja. Ek weet, vat net my oupa, my oupa grootjie. As hy besef het daar's nie vleis in die huis nie en daar's nie 'n slagding nie, het hy die voorlaaier gevat, op die perd geklim en 'n bok gaan skiet en hy het met vleis huis toe gekom. Pappa het voorsien. Ja. As daar 'n leeu buite is, het hy uitgestap, 'n paar skote afgetrek, die leeu doodgeskiet, kinders is weer veilig. Ja. Wat doen die man se vandag se tyd? Hy gaan gou Checkers toe en hy koop 'n mooi verpakte pakkie skaapchoppies wat hy van die rak afhaal en 'n bottel melk. Ja. As daar probleme is, dan bel hy gou 'n sekuriteitsmaatskappy en sluit dit almal binne in die huis toe en sê die sekuriteitsmaatskappy sal dit uitsorteer. Hoe leef jy man wees uit in 'n praktiese manier in vandag se tyd? So ons gee die man 'n bietjie geleentheid om dit te kan doen. Hulle self te kan wees, ontdek wie die Here binne gesit het en dan daai identiteit vas te maak en te sê, jy weet, dit is, ek is okay. Ja. En hier is maniere hoe ek nog steeds man wees kan uitleef binne in 'n 21ste eeu. Ja. Ja, want hoe lyk 'n goddelike man vandag? Hoe lyk 'n goddelike man vandag? Dit is pierewaaiers. In die sin van die woord van metromanne. Ja, As jy weet, want almal wil mooi lyk en netjies lyk. Dis nie daai rugged en ek bedoel met alle respek, daar's Nee, niks verseker, fout ja. daarmee nie. Asseblief, ek love 'n man wat netjies lyk. Maar wat ek bedoel is dit is 'n hele ander prentjie en dit wat die samelewing vandag eintlik van 'n man verwag. Ja. As jy nou identifiseer as 'n man bygesê, wat lyk nie soos 'n Bybelse Dawid nie. En dit is vir my, dit is wat my bekommerd maak want ek en jy sit met jy's met twee jong manne. Ek sit met 'n jong man wat nou 'n volwassene moet wees, wat volwasse besluite moet neem en ek weet mense is bekommerd. Jy weet wat het hierdie ouetjies om na op te kyk? Want dit wat hulle het is nie altyd so lekker nie. ja, skus, ek wil net sê, jy weet, en ons samelewing, ons is in 'n kultuur waar, jy weet, feminisme so groot ding geword het en Ja. eintlik mans Afgebreek. die rol van 'n man, ek dink nie mans weet meer waar hulle lekker inpas nie. Ek dink nie hulle weet meer wat hulle rol is nie. Om manlik te wees, om macho te wees, Presies, ja. is nie meer jy weet, iets om na te streef nie, want dit is eintlik, jy weet, kontroversieel Ja. op baie vlakke. So dis fantasties wat julle doen met dit. Ek dink en paas en seuns, ek dink dis 'n fantastiese geleentheid vir paas en seuns. Ek het nou voordat ons begin het met vir jou gesê ek het op Boerboel, né? Was dit gewees laas jaar het 'n program gehad oor julle. Willoughby's, ja. O, Willoughby's, skus, nie Boerboel nie, Willoughby's, wat 'n program gehad het oor julle. En dit was my so mooi om te sien. Ek dink op die program juis was daar 'n pa en seun, ja. Ons bied self op 'n Praatseën program ook aan. Wow. Addisioneel, maar alles, hoe ontdek ek dit wat die Here binne my gesit het? Ons het 3 vrae wat ons altyd vir die mans vra. Wie is jy? Ek moet eers verstaan wie ek is. En as ek seker is van wie ek self is. Tweede vraag is, wat maak ek op aarde? Hoekom lewe ek? Wat is God se doel vir my? Wat maak dat ek elke dag opstaan en gaan doen wat ek gaan doen? En die laaste vraag is, wat los ek agter? Sure. Wat is ek besig om nou in die gang te sit? Wat sal lewe lank nadat ek nie meer bestaan nie? Ek vertel die ouens, jy weet, een van die ou stories van my is, ek is 'n 6de generasie Jesus volgeling. Wow. Want my oer oupa grootjie, Sjoe.
hulle gebruik was, hulle het elke aand voor hulle gaan slaap het oupa die groot familie Bybel oopgehad en daai Bybel het my pa, hy gaan binnekort na my toe kom. En dan het hy daai Bybel gevat en hy het vir hulle gelees, die lampie helderder gedraai en gelees. En sy seun het nie geld gehad nie, kon nie sy seun skool toe stuur nie. En sy seun het toe gesê maar op 'n stadium, hy is baie intelligent, maar hy het nie geld vir skool gehad nie. Hy het vir sy ma gesê, wys my in die Bybel waar staan Psalm 23, want hy kon hom met sy kop uitken. En hy het met 'n pouveer, 'n dassievel wat sy papier was en skilpadbloed wat sy ink was, het hy homself leer lees en skryf uit Psalm 23. So dit vir generasies, na generasies net afgegaan en hulle het altyd vir, jy weet, hulle kinders van Jesus geleer. En so het my pa dit met ons ook gedoen. Jy weet, hulle het nou nie die lampie helderder gedraai nie, maar jy weet, ons het in die aande om die tafel gesit en hy het Bybel gelees. En dan met ons. Dan dink ek, ja, pa, ek wil nou gaan date, die cherries wag my by die fliek. Sê, nee, ons lees vanaand eers Bybel, en dan voel dit altyd vir my daai aand, hy het Psalm 119 begin lees. Maar nou, weet, doen ek met my kinders dieselfde. Ek leer hulle, ja, soos jy sê, in party aande draai ek ook die lampie helderder, as die krag nie daar is, nie. Ek leer hulle ook weer van Jesus, en ek skep die platform, want die legende van my oer-oupa grootjie moet bly voortgesit word deur my, en my seuns moet na my kan kyk en sê, papa, ons kan Jesus in jou lewe sien, die manier hoe jy dit uitleef, en die manier hoe jy vir mamma lief het, en die manier hoe jy ons hanteer, hoe ek nog steeds man kan wees in my omgewing, en ek wil net ander mans ook blootstel daaraan, maar daar is soveel om voor te lewe, en daar is soveel wat ons kan saam doen, en soveel vriendskappe om mee te smee. Ja, maar as julle nou klaar met die staproetes en dinge is, hoor julle weer van die mans? Verseker, hulle is maar so in die bondel. Hulle is altyd in hulle eie groepie opgedeel, so ons is 'n groot groep, ons is gewoonlik so tussen 220 en 250 mans wat op 'n slag gaan, maar hy's in 'n kleiner groepie van 10 opgedeel. En daai groepies bly mekaar. Daai groepie het ook 'n nommer en hy het nooit weer 'n ander nommer nie. So dis 'n ondersteuningsnetwerk. Nog steeds 'n ondersteuningsnetwerk wat jy het, ja. Dis fantasties. Ek het nog steeds kontak met my groepie. Ons was in Team 407 toe ek in die Ardennen was en ek is nog steeds in kontak met hulle ook. Ja. Van hulle het al in Suid-Afrika kom kuier en dit is nou al wat. Het saam met jou kom stap op jou. Saam met my kom stap in deel. Wow, Is dit dis nie wonderlik amazing. nie? Ja. Is daar 'n moontlikheid dat jy oorsee sal gaan? Is daar 'n Ons moontlik is al in 19 ander lande. Nee. Bestuur, ja. Om van die Suid-Afrikaanse ouetjies te vat om 'n oorsese staptog te gaan doen. Ja, nee, daar's baie van Suid-Afrikaners wat dan 'n staptoer in Suid-Afrika doen en sê ek wil een gaan beleef in die buiteland. Okay. En so het ons ouens wat nou die hele wêreld vol gaan hike. Ons het nou 'n ou, Petrus, hy het gaan hike nou saam met die Roemeniërs in Roemenië en as hy daar klaar is, skiet hy oor vir 3 maande Oekraïne toe om die 4M ouens in Oekraïne te gaan ondersteun en ook daar. Met die oorlog wat Ja, aan die met gang die oorlog is. aan die gang is en om daar support te gaan gee. Maar wat ek ervaar net, want ek sien dit nogals baie, is dat mans, hulle gee voor. En ek weet ons girls ook, maar ons is makliker om ons hou vinniger ons maskertjies af. Ons is baie meer, weet ons gaan, okay, maar mans wil nie altyd erken. Hulle is nie. Hulle is nie okay nie. Of hulle is, en ek het agtergekom, baie van hulle dink nie altyd hulle is 'n Here nie. Hulle kom so voor, very manly sometimes, maar binne in sy hart dink hy eintlik hy's 'n groot mislukking. En ek wil vir julle vra dat julle manne moet aanpoor om wel meer te gaan op hierdie goeders. Weet dat hulle kan hoor, maar hulle is meer as dit wat hulle dink die Here dink van hulle. Seker. Want dit is vir my baie hartseer. Weet nie, wat dink jy? Hoe ervaar julle dit? Dit is so, maar ek wil vir jou, dit is regtig so wat jy sê, maar en dis hoekom ek vir jou wil vra, hoe beleef julle dit? Maak die mans maklik oop? Ja, hulle doen. Doen hulle? Hulle doen. Ons naweek is namens 'n Extreme Character Challenge. En die extreme lê nie soseer in die fisiese nie, die fokus is nooit die fisiese nie, alhoewel dit 'n doel het op 'n naweek. Ja. Maar as vir jou om oop te maak, om jou, selfs as die vrouens, jou mure af te breek en te sê, hier is ek, en dis wie ek is. Nou sê ek altyd, mans huil nie maklik as al vrouens bymekaar is nie, maar sit in hulle bondel bymekaar, huil ons maar lekker saam. Rarig. Dis Ag, dis Ons wonderlik. moet net uit die Ja. pad uit. Ons is die probleem. Stuur hulle. Dat het dan net kom bietjie, wat is die Afrikaanse woord vir vulnerable, raak. Ja. Want die hele naweek is so opgestel, dat, en weer eens, omdat daar geen tegnologie is nie,
Daar's nie 'n program nie, daar's niks van daai nie. Jy stap en jy So daar is nie 'n program, volg jy? Ons volg 'n program, maar hulle weet nie van die program nie, ja. Wow, okay. Maar en daar's praatjies, maar geen praatjies langer as 10 minute nie. Ja. Want So dis langer nie- as dit wil jy ja. nie meer konsentreer nie. Natuurlik. Maar alles is daarop gefokus om terug te keer na daai 3 vrae toe. Nou vra ek baie van die ouens, as ek nou, jy weet gewoonlik hier by die tweede dag, as ek jou foon vir jou kan nou gee, wil jy hom hê? Dan sê hulle almal nee. Dan sê ek oor die afgelope 2 dae, wat het deur jou gedagtes gaan? Werk, payroll, paementale goeders, sê hulle nee. My vrou, my kinders, my toekoms. So jou fokus word teruggesit na wie is ek as man en wat moet ek gaan doen? En dan gewoonlik in daai proses kom dit wat nie lekker of nie reg is nie of stikkend of seer ook na vore. Ja. En dan het ons geleentheid om daarmee te werk. Maar dit klink vir my soos ek hoor die woorde back to basics. Dit is asof jy die mans vat back to basics. Met al die frilletjies, variasies, al die dinge wat mense lewe vol maak, word weggevat. En net die basiese, net jy, God, die dinge wat belangrik is die fokus van 'n naweek. Net so. Ja. Wow. Dis awesome. Ja, ek is ook lus om te gaan. Kan nie op daai een gaan. Op daai ene nie, nee. Vrouens, ja. Maar sê vir my, die vrouens en die mans, is hulle staproetes dieselfde? Stap hulle ewe ver? Is dit Nee, is daar 'n verskil? Ons het die- ek sê so hoop die man ja, stap ja. darm 'n bietjie verder. Ons naweek is in die Drakensberg, en in die Cederberge en ook binne in Addo Olifantpark. Wow. O, so die staproetes vir die mans en vrouens is nie Nee, dieselfde is nie dieselfde nie. Sure. Nee, jy kan Sien jy nie kan nie kroek nie. Ja, Ek kan nie krook nie. Die vrouens wat gebeur het is ons het die vroue setup gedoen op die basis van 'n pa en seun. Ons het 'n pa en seun gedoen, jy weet, naweek in mekaar gesit en gesê, "Wel, as 'n 12-jarige seun dit doen, dan moet 'n vrou kan doen." So dis waar die basis waarop ons Rise toe okay. gelaunch het en eintlik maar die program geskryf het. So die vrouens hardloop baie ander plekke as waar die mans gaan, ja. En jy wil ook nie vrouens aan seker van die elemente blootstel waar die mans aan blootgestel word Nee, mens wil Ons- nie. Ja. Ja. En ek dink mans het nodig om bietjie meer uitgedaag te word as Ja. vrouens. Nee, verseker. So hulle het hulle fisiese elemente op 'n naweek. Ja. Want hulle hou daarvan. Hulle hou daarvan. Hulle hou daarvan. Ja. Sê gou vir wanneer is die volgende kampe vir die manne? Ons het die laaste naweek in September of die 24ste September, want daai naweek Braai en, naweek, okay. Braai naweek. En is dit 3 aande wat jy uitslaap. Ons noem altyd maar 72 uur naweek. Die naweek begin 10:00 die aand en dan Strek dit van die donderdag tot die sonderdag. ja, of- donderdag tot Sondag. Ek is nou nie seker hoe hierdie ene lyk nie, maar oor die lang naweek, ons probeer altyd oor lang naweke O, ja, te doen. okay. Maar dis 'n addisionele dag. As dit nie 'n lang naweek is nie, met die ouens 'n halfdag of 'n dag verlof insit om saam te gaan. En waar's hy? Hy gebeur nou in Drakensberge en in Cederberge. Ons hardloop hulle So saam. gelyktydig, ja. Okay. Dan Addo Olifant gebeur weer volgende jaar April maand. Maar julle ouens, julle slaap in tente, jy dra jou eie Jy dra goed alles saam met jou, ja. En die kos en die goed moet jy alles saam dra of Nee, jy mag geen kos saamvat nie. Ons voorsien al die kos. So jy kry 'n sakkie wat uitgewerk is, die eetkundige ingetrek en so daar's al die proteïene en stapkossies en die hele works daar. Geen Okay. snackies. Daar's genoeg snackies. Nee, daar's genoeg. Die manne kyk hom altyd so en sê, "As dit vanaand se kos hierdie," en sê ons, "Nee, dis jou naweek se kos," en skud hulle koppe. En meeste van hulle kom terug en sê, "Janie, jy sal nie glo nie, maar ek het nog hierdie Ai, oor." wow, Ek het dit wow. net nie geëet nie. Sê, "Ja, jy weet, daar's genoeg kos." Ja, maar Jy- julle weet hoe dit ja. Ons weet hoe dit werk. Ja. Hoorie, maar ek wil net dankie sê dat jy gehoorsaam is en was om dit te kom en dat jy so ver gaan stap het om hierdie woord te kry. Toe jy sê van die voeltjies, toe dink ek aan Niels Holgersson. Onthou jy daai storie? En daai seentjie was vir my altyd van die sneeugaanse. ja, dit is my so 'n spesiale storie. So dit wat nou my hart geroer. So baie dankie vir dit. Maar baie sterkte vir julle en dit wat julle aanpak en ek bid regtig dat julle kampe van krag tot krag sal gaan julle en dat daar baie mans en vrouens betrokke sal raak en deel sal neem hieraan. En sê gou vir my, wat is jy wou net vinnig noem hoe het julle op die naam gekom, die Volmasketeer, net vinnig. Die 4 manne wat die naweek begin het, was 'n pastoor en hy het alleen gevoel en sy vrou het gesê, "Gaan doen net iets buitekant as Europeërs." En sy naam is Henk. En sy vrou sê toe, "Hou op ergens in 'n koffieshoppie gaan sit en 'n, jy weet, 'n espressootjie drink met jou pinkie in die lug. Gaan doen manne goed." Want dit energise jou. Hy bel toe 3 van sy vriende en hulle werk toe vir hulle 'n verskriklike program uit waar hulle vlotte bou en in bome slaap en jy weet rof en man wees. En op daai stadium lees hy die boek The Three Musketeers. En die 4de een het vir hom verskriklik uitgestaan, want die 4de een wou nie soseer die
aansien gehad het of enige van die, jy weet, koninklikheid nie. Hy wou 2 goed gedoen het, die 4de ene, D'Artagnan. Hy wou die koning gedien het en hy wou geregtigheid teruggebring het. Hy het gesê, dis ons harte, ons is mans, ons wil die koning dien en ons wil geregtigheid terugbring in ons huise, in ons werke, in ons omstandighede, alles. En dis toe waar die naam vandaan kom, The Fourth Musketeer, wat nou verkort 4M is. 4M. En dit is wat daai waardes wat jy wil investeer in die manne. Ja, die manne. En is reeds daar. Dis reeds daar. Dis ja. En net wil jy wakker word tot dit en dit gaan uitleef. So ek beveel dit ook vir enige man aan wat fisies dit nog kan doen. En kom doen dit. Dit maak iets wakker binne in jou en dit verander 'n perspektief in jou lewe. Tjoh, mag die Here julle baie seën, ja. Baie dankie Jannie en dankie vir julle tyd en soos jammer vir Kansel wat nou uitwis op Jan. Ons sal jammer later sit op 'n briefie skryf. Baie dankie. Ek sal hom weer gaan inhaal. Tot 'n volgende keer, totsiens. Men, our daily lives become so busy with distractions that steal our focus from that what is really important and significant. We spend time and money on things that is irrelevant or sometimes destructive to our lives. We get so caught up in life that we don't truly live. The Fallen Weekend is designed to bring your focus back to that what is really important and significant in your life. A life that God has planned for you. Come on an adventure with us. Be brave, be bold, and experience true brotherhood, bravery, and belief. Find your true purpose and start living a significant life. Sign up for our next adventure on the website 4mza.com. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of 200 Rand, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.